Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg om U te mag dien. Wat 'n voorreg om U te mag ken, wat 'n voorreg om ons lewens deur te bring voor U aangesig. En dat ons daardie vrede het dat hierdie lewe en hierdie bestaan is nie net doelloos, net vir 'n oomblik nie, maar hierdie lewe het ons die wonderlike voorreg om U te kan ken. En Vader Jahwe, hoe meer ons van U leer ken, hoe meer ons U woord ons eie maak, hoe kosbaarder is daardie verwagting wat ons het vir eendag om voor U aangesig vir ewig te mag wees, om U te mag ken vir wie U is, in U volle heerlikheid en U volle volheid. Vader, daarom wil ons dan ook vra vanmôre wanneer ons die woord hanteer, wees U die een wat ons onderrig, wees U die een wat ons leer en vorm deur U kosbare woord. Word dan verheerlik ook in ons samesyn, ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, 'n hartlike goeiemôre aan die wat ek nog nie die geleentheid gehad het om te groet nie. Kom ons blaai saam na ons teksgedeelte, en as ek 'n die bekendste gedeelte in die Bybel, Lukas hoofstuk 10. Kom ons blaai saam soontoe, Lukas hoofstuk 10 vir ons teksgedeelte vir vanmôre. En ons skryf bo aan vanmôre se boodskap, Lukas hoofstuk 10, 'n gelowige se perspektief in rampe en in teëspoede. 'n gelowige se perspektief in rampe en teëspoede. Nou dit lyk amper asof Lukas 10, die verhaal van die barmhartige Samaritaan, niks daarmee te doen het nie, maar tog wil ek dit graag vanmôre vir ons lees as 'n inleiding tot die boodskap. Vers 25. En daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet Jahwe, jou God, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wil homself regverdig en sê vir Yeshua: En wie is my naaste? En Yeshua antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers geval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verbygegaan, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel, en na hom gegaan en sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi, en hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Yeshua vir hom: Gaan en doen jy net so. Die teksgedeelte wil ek beëindig met daai herhaling van daai woorde: Gaan jy en gaan doen net so. Geliefdes, van die vroegste tye af bestaan en word ons lewe gekenmerk deur tye van natuurrampe, uitdagings, vloede, hongersnode, pestsiektes, epidemies, aardbewings, swaar tye, oorloë, rampe. Al hierdie dinge is eie aan ons bestaan op aarde. En ek wil vanmôre begin met 'n gebeurtenis wat in 1665 plaasgevind het. Toe daar 'n klomp lappe aanland uit Londen uit in 'n klein gebied, Derbyshire, en met 'n klein dorpie met die naam van Ejan. En in daai dorpie het 'n klomp lappe
vir die plaaslike kleremaker geland. Die plaaslike kleremaker was Alexander Hatfield en die klomp lappe het daar by hom geland en hulle was klam gewees en daar was 'n klomp vlooie in hierdie lappe. En die oomblik toe sy assistent dit begine oopmaak en dit te hanteer, toe word sy assistent siek en sterf. En kort daarna, die assistent se huisgesin en kort daarna het dit versprei in die dorp en al hoe meer mense het doodgegaan. En toe het die plaaslike prediker op daai stadium besef dat dit 'n geweldige gevaar was, dat hulle nie weet wat die oorsprong daarvan is nie, maar dat dit geweldig dodelik was. En hulle het toe die besluit geneem, William Mompesson het saam met die ouer predikant wat daar was, het hulle die besluit geneem om die dorpie onder kwarantyne te plaas, sodat niemand uit die dorpie uit kon gaan nie en niemand in kon kom nie, om hierdie geweldige epidemie wat daar was te probeer hokslaan. Net vir interessantheid is dat hulle toe ooreengekom het van die dorpe buitekant, dat die dorpe kon medikasie, medisyne en dinge naderbring. Hulle het sekere klippe gehad buitekant die dorp, waar hulle dit gesit het, en dan het hulle sulke blikkies met asyn gehad, waarin die geld gegooi het, as betaling nou, sodat daar geen kontak was nie. Van daai dorpie sou 80% van daardie siekte sterf. 'n Geweldige opoffering wat daai dorpie gedoen het om te sê, maar ons wil seker maak dat niemand anders siek word nie, dat hierdie ding nie versprei buitekant hierdie dorpie nie. Selfs daardie William Mompesson se eie vrou sou ook gesterf het weens dit. 80% van hierdie dorpie. En vandag word hulle juis onthou vir daardie selflose daad om te sê, maar kom ons beperk dit, laat dit eerder net hier is en nie na buite gaan nie. 'n Baie belangrike beginsel is dat hierdie was nie die begin van die dorpie nie, hierdie gebeurtenis was nie die einde van hierdie dorpie nie, hierdie gebeurtenis was net een oomblik in die geskiedenis van hierdie dorpie. En daarom is dit belangrik dat ons ook na ons eie geskiedenis kyk, en ons eie onlangse, in ons eie volk, in die Tweede Vryheidsoorlog, wat almal van ons, ek dink die meeste van ons, of se oupas, of se oupa grootjies, ouma grootjies, was betrokke gewees in die Tweede Vryheidsoorlog. So onlangs was dit, waarin 27.000 vrouens en kinders sou gesterf het. Die vroue monument daar in Bloemfontein het ondersoek begine instel om die name van almal wat gesterf het bymekaar te maak, en so het hulle ontdek dat daar baie grafte was waarin hulle gedink het net een kind lê, waarin daar 2 tot 3 kinders gelê het, sodat die amptelike getal op hierdie stadium meer as 36.000 vrouens en kinders is wat gesterf het in die konsentrasiekampe in die Anglo-Boereoorlog. En die eerste vraag wat ons wil vra is, maar hoekom? Hoekom gebeur sulke dinge? Hoekom vind sulke dinge plaas? Wat is die rede vir sulke dinge? En daarom is dit belangrik, die volgende, dat ons dit sal onthou, dat daar is tye wanneer Jahwe baie duidelik aanduiding gee en sê, hoekom gebeur iets? Hoekom gebeur daar so hongersnood? Hoekom kom daar 'n plaag? Hoekom is daar iets wat gebeur? Maar die belangriker vraag amper vir elkeen van ons is, wat is jou en my optrede in die oomblikke, terwyl ons nou in 'n tyd leef waar daar so baie gepraat word oor die pandemie en al die uitdagings daaraan, en my doel is nie vanmôre om te sê, is dit waar, is dit nie waar nie. My doel vanmôre is om te vra vanuit die woord uit, wat is ons optredes in tye van swaar kry? Hoe reageer jy en ek in tye van swaar kry? Die verhaal van die barmhartige Samaritaan was dat daar is daardie man wat geslaan is, en hy lê daar langs die pad, en ons weet wat is die volkome, waarvan dit getuig. Ons weet dit is hierdie pragtige verhaal van ons verlosser, wat vir sy geslaane volk kom, om hulle weer op te hef, om hulle te herstel, nadat die priester en die leviet verbygestap het. Maar vir 'n oomblik wil ek oor die beginsel van die barmhartigheid handel. Daardie barmhartige Samaritaan gaan staan stil by die man. Hy behandel sy wonde. Hy bly nie op 'n afstand nie. Hy neem hom na die herberg toe en hy voorsien. Hoeveel te meer nie die volkome beeld daarvan nie.
Wanneer ons verlosser sy volle heerlikheid verlaat, vlees word, selfs kom sterf, sodat hy hierdie naaste van hom kan red. En geliefdes, wat is jou en my optrede? As ons eie handel en wandel daarmee vergelyk, waarmee laat dit ons? En vanmôre wil ek so bietjie fokus op ons ingesteldheid, so bietjie bedink rondom dit, en vanmôre se boodskap is nie die volheid daar, maar dis 'n deel daarvan, sodat ek en jy verder kan gaan besin daaroor, en dink daaroor, wat is my en jou verantwoordelikheid? Wat is ons ingesteldheid in tye van natuurrampe, vloede, droogtes, hongersnood, pes, vure, siektes, aardbewings, oorlog, al hierdie dinge wat gebeur? Wat is jou en my verantwoordelikheid? Die vraag is dan, wat doen ek en jy? Wat is ons optrede in sulke oomblikke? En daar's enkele punte wat ek baie belangrik wil beklemtoon. Die eerste ene is dat nie elke ramp is 'n oordeel van Jahwe nie. Ek wil hê julle moet mooi hoor. Nie elke ramp is 'n oordeel van Jahwe nie. Ons lees van verskeie hongersnode in die Ou Testament waar daar geen rede voor was nie. Bedoelende dit gebeur net. Ons lees van Abraham, Isak, Josef, Rut, en almal van hulle se tyd was daar 'n hongersnood wat hulle in 'n rigting gedryf het. Almal kan onthou, wat gebeur met Abraham? Daar's 'n hongersnood, waartoe gaan hy? Egipte toe. Isak, daar's 'n hongersnood, hy gaan Egipte toe. Rut, daar's 'n hongersnood, of nie Rut nie, maar haar skoonouers, Elimelech hulle, daar's 'n hongersnood en hulle gaan na die gebied van vlakte van Moab toe. En ons kry baie sulke voorbeelde van waar daar nie 'n spesifieke rede was, hoekom daar 'n droogte was, hoekom daar 'n pes was, hoekom daar 'n oordeel 'n ding was nie. Dit het net gebeur. Ander kere kry ons baie duidelik die voorbeeld dat dit Jahwe se oordeele is. Wanneer Dawid, in die tyd van Dawid, wanneer daar droogte is, na 3 jaar, dan sê Dawid, en dat Jahwe geraadpleeg, en Jahwe het vir hom gesê, maar dit is omdat Saul die verbond wat Joshua met die Gibeoniete gesluit het, verbreek het, daarom is daar droogte. En Dawid vra vir Vader Jahwe, maar hoe kan ons hierdie droogte laat ophou? En Jahwe se antwoord is, gaan na die Gibeoniete toe en gaan vra vir hulle, wat wil hulle terug hê van Saul? En Dawid doen dit, en hy stuur na die Gibeoniete, en die Gibeoniete sê vir Dawid, maar hulle soek die lewens van die seuns van Saul. En so word daar die seuns van Saul doodgemaak. En die woord sê, en Jahwe het dit aanvaar en die land is genees. So soms kan ons duidelik sien, is daar 'n rede vir 'n hongersnood, vir 'n droogte. Ander kere sien ons dat dit net iets is wat deel vorm van die raadsplan van Jahwe. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Deuteronomium 29 toe. Deuteronomium 29, want is 'n ontsaglike belangrike teks vir elkeen van ons. En is iets wat ons regtig moet onthou. Deuteronomium 29, en ons gaan lees vers 29. Die verborge dinge is vir Jahwe ons Elohim, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Daar sekere dinge wat nie vir jou en vir my as mense geopenbaar is nie, en dis vir Jahwe. Dit is sy onbekende raadsplan, waarin dit nodig is dat ons hom net vertrou, dat hy in beheer is. Maar daar's ander dinge wat vir ons geopenbaar is, waarop ons dan moet handel, waarin ons gehoorsaam moet wees, wat ons moet doen. Ook in Romeine 11 vers 33 gaan hy verder, of voordat ek dit lees wil ek tog net sê, daarom is dit belangrik dat ons as mense nie onnodig of ons glad nie ophou met dinge wat nie vir ons in die woord geopenbaar is nie. Waar kom engele vandaan? Hoe lyk dit in die hemel en die hel? Wat is die gebeurlikhede wat so baie mense na strewe? As dit nie vir ons geopenbaar is nie, dan is dit vir Jahwe. Los dit, bly ek en jy by hierdie geopenbaarde woord van Jahwe. Romeine 11 vers 33 sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van Elohim,
Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Soms maak Jahwe vir ons sy handelinge bekend. Hierdie droogte is omdat julle ongehoorsaam is. Soms nie. Soms is dit net 'n droogte. Soms is dit net 'n beproewing, net 'n loutering. En tog kan ons as gelowiges daardie veiligheid hê dat Jahwe in volkome beheer is. Nie elke uitdaging, nie elke swaar kry of ramp of 'n teëspoed is die oordeel van Jahwe nie. Soms is dit net deel van sy raadsplan. Die tweede punt, nie elke natuurramp of uitdaging is 'n aankondiging van die einde nie. Omdat baie gelowiges, Matteus 24, kom ons blaai gou saam soontoe. Matteus 24. Omdat baie gelowiges hierdie gedeelte interpreteer binne 'n eindtyd konteks. Kom ons lees dit gou net en dan gaan ek ietsie sê daaroor. Matteus 24, daarvan af vers 5 tot 7. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Messia en hulle sal baie mense mislei en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want een nasie sal teen die ander opstaan en een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Nou baie mense lees hierdie gedeelte, daar sal peste, hongersnode wees, oorlog en al hierdie dinge, en haal dit so 'n bietjie uit die konteks uit, want die konteks waarin dit plaasvind, julle sal sien in vers 1 en vers 2, is wanneer Joshua by die tempel is en hy wys vir sy apostels hierdie tempel, hierdie groot, of sy apostels wys dit vir hom en hulle sê vir hom, kyk hierdie groot mure. En dan sê Joshua vir hulle, so groot as wat hierdie mure is, dit gaan afgebreek word eendag. Dan gaan die een klip op die ander bly staan. En dan vra hulle vir hom, maar meester, wanneer gaan dit gebeur? En dan begin Joshua dit verduidelik en hy sê, van hier af tot wanneer dit gebeur, gaan daar oorlog wees en hongersnode en pestsiektes en al hierdie dinge. En dis presies wat gebeur het met die aanloop tot 70 na Joshua, wanneer die tempel dan vernietig word. Maar omdat baie mense dit uit die konteks uithaal en dit 'n eindtyd profesie maak, leef ons in 'n tyd waar elke keer as daar pestsiektes of oordeele of hongersnode of droogtes of vloede of wat ook al is, dan sê mense dit is nou die einde. En daarom wil ek baie mooi sê, nie elke natuurramp is die aankondiging van die einde nie, want vir 2000 jaar en selfs voor dit al, is daar vloede, hongersnode, pestsiektes, oordeele, net vir interessantheid, in die tydperk tussen Joshua, hy het hom min of meer, Joshua vaar op, min of meer 33 na Joshua, vir die volgende 37 jaar, tot en met 70 na Joshua, was daar 'n geweldige hoeveelheid oorlog, siektes, peste, wat plaasgevind het in daardie tydperk, en dit is waarvan Matteus 24 besonderlik praat. En nou belangrik, oor die afgelope 2000 jaar, was daar al 'n geweldige hoeveelheid profesieë, persone wat sê, hier's die einde nou, hier's dit nou, die wederkoms gaan plaasvind, almal van ons ken selfs in ons eie dag, so 'n paar jaar gelede, persone wat gesê het, in September maand, daar in 'n hotel gaan wag het vir die wederkoms wat gaan plaasvind, so oortuig is mense daarvan, en ons het hierdie aankondigings al vir die afgelope 100 jaar, vir die van julle wat dalk nie weet nie, met die eerstes daarvan, vroeg in die 20ste eeu, net na die 1911, 12, was daar 'n geweldige hoeveelheid van hierdie profesieë, en dit hou nog steeds tot vandag toe aan. Elke keer as daar 'n oorlog is, elke keer as daar vloede is, elke keer as daar sulke dinge is, dan sê mense dis die einde. En hoekom ek dit aanspreek? Want dit maak ons magteloos. En dit is, gaan u sien, ons het 'n verantwoordelikheid binne hierdie gebeurtenisse. En as ons in die verkeerde perspektief het, dan kan ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie. Daarom, geliefdes, is dit belangrik dat ons, as iemand 'n profesie maak, dit sal toets daaraan en sê, het dit waar geword?
Want die woord sê, elke profeet wat iets profeteer en as dit nie waar word nie, laat hom 'n vervloeking wees. En geliefdes, ons weet dat daar baie valse profete sal wees. Punt nommer 3. Vir ons as gelowiges is rampe in tye van swaar kry 'n geleentheid tot vrug. En hierdie wil ek regtig met elke gelowige ernstig praat. Vir my en vir jou is 'n oomblik van benoudheid juis die geleentheid tot vrug. In die 2de en die 3de eeu na Yeshua is gelowiges geweldig vervolg. Julle kan onthou in Rome, die wreedste vervolginge wat daar was, wat 'n mens aan kan dink wat gebeur het. Terwille van die kinders wat dalk nie weet nie, hoeveel gelowiges met wilde diere moes beklei het, wat verskeur is deur leeu's, wat toegebind is in velle vol bloed en roofdiere, honde, verskillende roofdiere toegelaat is om hierdie mense wat in hierdie velle toegebind is te verskeur. Persone wat skies en die grafika daarvan, maar pale wat in mense ingedruk is, waar daar teer aan hulle gesmeer is en aan die brand gesteek is, om te dien as lig by partytjies. Die wreedste waarin ons kan dink, en dink nou binne hierdie konteks van dit wat gebeur, lees ons in die 2de en die 3de eeu, dat die evangelie besonderlik versprei het, wanneer daar hierdie pestsiektes uitgebreek het in dorpe. En hoekom het dit gebeur? En nou wil ek ons moet mooi luister. Ons lees dat in hierdie 2de en 3de eeu na Yeshua, besonderlik wanneer daar hierdie peste uitgebreek het in dorpe, wat doen al die ryk mense? Al die welgesteldes, al die adelikes? Hulle vlug uit die dorpe uit. Hulle gaan bly op hoë liggende gebiede, daar waar die lug vars is, buitekant die dorp, daar gaan hulle aan. En meestal lees ons in die geskiedenis dat hulle die dokter saam met hulle gevat het, en dat die staatjies, hoofsaaklik juis die wat eintlik swak was, die wat eintlik amper nie vir hulle self kon omsien nie, agtergebly het in die dorpies. Nou moet julle onthou, wat is die omstandighede? Gelowiges word vervolg. Maar skielik as hierdie peste uitbreek, dan is dit juis die gelowiges wat die verhaal, wat die woord sê, of die geskiedenis sê, wat nie hulle self gered het nie, maar juis gegaan het op grond van hierdie opdrag van die barmhartige Samaritaan en ander, en gegaan het om daai siekes te behandel. En in baie gevalle was dit dieselfde soldaat of dieselfde persoon wat my gister nog vervolg het, vir wie ek vandag versorg. En dit het veroorsaak dat 'n geweldige hoeveelheid mense tot bekering gekom het, nie oor woorde nie, maar oor die dade, in oomblikke van swaar kry. En onthou die woorde van Matteus 25 vers 14, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit aan die geringstes van julle broeders gedoen het julle dit aan my gedoen. Ek wil graag vir elkeen van ons vra, wat is jou en my optrede? Wat is jou en my, wat sou ek en jy gedoen het as ons in daai tyd geleef het en daar breek 'n siekte uit? Red my eie huis? Kom so gou as moontlik uit die stad uit, dat ek net nie siek word nie. Kan julle onthou wat het gebeur by daai staatjie in 1665? Daai selfopoffering, daai vrede wat jy moet hê in Jahwe, om regtig te kan sê, ek plaas myself op die offeraltaar, maar ek het daai liefde wat brandende in my is, om ander te help. Ek wil in respek sê, in die 21ste eeu is dit amper ongekend. In 'n wêreld waar ons so leef vir onsself, in eie geregtigheid en selfsugtigheid en eie willigheid, waar ons so besig is en ingestel is, net op die ek en die ons en my wil, wonder ek wat sal gebeur as dit met ons plaasvind. Geliefdes, as ons maar dink aan die pragtige verhale in die Boereoorlog, van vrouens wat mekaar bygestaan het, in die geweldigste ontberings wat daar was, dan is dit om die voorbeeld van Yeshua te volg.
En dis daai woorde van Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Messia en die sterwe is wins. Wat is my lewe sonder Messia? My lewe sonder Yeshua is leeg, is dood. Maar met hom, selfs al lê ek my lewe af, kan ek sy vrede ervaar. Ek wil vanmôre vir elkeen van ons vra, hoe kyk jy na sulke dinge? Hoe kyk jy na die een wat jy ken, wat sy werk verloor, wat 'n uitdaging het? Hoe kyk ek en jy na hulle wat rondom ons is en na mekaar? Die 4de punt. Ek en jy is veilig in die raadsplan van Jahwe. Moet ons vandag vrees? Moet ons in onsekerheid rondhardloop en kyk wat kan ons doen? Nee. Vir my en vir jou as ware kinders van Vader Jahwe het ons daai vrede. En dis juis in sulke tye wat hulle wat die vrede van Jahwe het, waaragtig kan vrug dra. Romeine 8 vers 28 gee vir ons so mooi getuienis, of weet julle nie, of weet, dat vir hulle wat Jahwe liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dis die vrede wat ek en jy kan hê, dat ons het een opdrag om Jahwe se wil te soek, nie ons eie nie, want elkeen wat sy lewe gaan wil red, jy gaan dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Daarom is dit nodig dat ek en jy sal besin oor tye van swaar kry. Hoe kyk jy na jou naastes om jou wat swaar kry? En ek praat van jou volksgenote. Hoe kyk jy na hulle wat swaar kry? En daarom is dit belangrik dat ons oor sulke dinge besin. Hoe hanteer ons mekaar wanneer daar stryd en uitdaging is? Ek herinner jy aan die 4 punte. Punt nommer 1, nie elke ramp is 'n oordeel van Jahwe nie. Nie elke natuurramp, punt 2, is 'n aankondiging van die einde nie. Punt nommer 3, vir ons as gelowiges is tye van swaar kry juis die geleentheid tot vrug. En punt nommer 4, ons is veilig in Jahwe. En daarom kan ons met vrymoedigheid, werklik waar eintlik met 'n vreesloosheid optree. En ek wil, kom ons blaai saam na Filippense 2 toe. Filippense 2. Geliefdes, en wanneer ons vanmôre praat oor hierdie bereidheid om in liefde te ondersteun, dan is dit nie net 'n roekeloosheid daar buite, ek wil amper sê net in onbesonnenheid nie. Dan is dit met die wat in jou gemeenskap is, die wat deel is, wat saam met jou Jahwe dien, daai verantwoordelikheid, dit begin by die huisgenote van Jahwe. Dit sê Paulus vir ons baie duidelik, Johannes bevestig dit. Dit begin daar, maar dis daar wat ons werklik leer om mekaar te ondersteun, werklik om te leer om mekaar lief te hê, werklik leer om myself een kant in my gemak, een kant toe te skuif. Die Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Messia Yeshua was. Voor ons dit lees, wil ek tog vir almal vra. Wanneer ons nou vanmôre hoor, iets slegs gebeur met iemand. As daar nou iets slegs met een van ons moet gebeur, Jacques, skus, jy moet nou maar instaan, maar as daar iets slegs gebeur met Jacques, wat is in die meeste gevalle, en ek wil hê jy moet eerlik wees, jou en my reaksie? Hoe dikwels is ons reaksie nie, ja, dit kan met Jacques gebeur, want hy doen mos dit en dit en dit. En ons koppel dit iewers aan iets wat Jacques sou verkeerd gedoen het, of waarmee ek nie met Jacques saamstem nie, en ons sê direk, sien jy, daar's rede daarvoor.
Hierdie barmhartige Samaritaan, het Yeshua by aarde toe gekom het die reg gehad om vir daardie geslaane volk te sê ek wil niks met jou te doen hê nie. Het hy wetlik daai reg gehad? Ja. Want hulle was ongehoorsaam, hulle het gehoreer, hulle het vreemde gode aanbid. En hoor wat sê Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Messia Yeshua was. Hy wat in die gestalte van Elohim was, het dit geen roof geag om aan Elohim gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En voor ons verder lees wil ek sê, hy die God van hemel en aarde, Yeshua wat God is, kom word vlees, al sy heerlikheid gee hy prys, alles gee hy een kant toe, en hy word vlees. Terwille van jou en my. Vers 8. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die vloekpaal, die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong bely dat Yeshua Messia Jahwe is, tot heerlikheid van God die Vader. Geliefdes, wat is jou gesindheid? Wat is jou gesindheid wanneer jy jou naaste se swaar sien? Wanneer jy jou familielid se swaar sien? Wanneer jy die om jou sien? Het ek en jy die gesindheid van Yeshua? Of is ons so in hierdie wêreld vasgevang dat ek op 'n afstand bly staan? Daardie barmhartige Samaritaan, kom ons blaai terug na Lukas 10 toe. Lukas 10 vers 30. En Yeshua antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers geval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê, en byval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy 'n ander kant verby. Ek wil dit tog vir jou vra. Wat jou en my ingesteld? En ek praat van ons naaste, ek praat nie van daar buite net roekeloos nie. Wat jou en my ingesteldheid? Draai ons ook maar een kant toe, stap ons ook maar verby? Vind ons 'n rede, 'n regverdiging? Of is ons soos Yeshua, en ek wil tog vir u sê, so maklik om net geld te gee. Dit is so maklik om net te sê, maar hier's 'n paar rand, vat dit en sorg vir jouself. En ek wil dit tog sê, Yeshua gaan en hy gaan staan by daai man, en hy klim van sy esel af, en hy gaan staan by daai man, en hy vat daar die wyn en olie, en hy smeer sy wonde, en hy hanteer sy wonde, en hy tel die man op, en hy sit hom op sy pakdier, en hy vat hom, en dis eers wanneer hy by die herberg kom, dat hy geld uithaal, en vir daardie man se verblyf betaal. Vanmôre se boodskap is nie die einde van die onderwerp nie. As dit Jahwe se wil is en hy vertoef om te kom, gaan daar môre en oormôre weer dinge gebeur. Dalk gaan daar weer oorlog wees, dalk gaan daar weer hongersnode wees, dalk gaan daar weer vure wees, dalk gaan daar hierdie dinge lê voor, want dis die wêreld waarin ons leef. My vraag vanmôre aan elkeen van u, wat doen ek en jy? Want dis waar volgens ons gaan rekenskap gee, die dag wanneer ons voor die troon staan. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader,
dankie vir u voorbeeld. Dankie vir u liefde. Dankie dat ons wat bevlek was met die sonde, wat geen hoop gehad het nie, waarvan Romeine 3 so mooi sê, dat ons was verwerplik gewees voor u. Soos Efesiërs 2 sê, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Met een verwagting, die dood, en in daardie toestand het u vleuels oor ons gesprei, het u vlees geword, het u daardie heerlikheid van u troon het u ons sê om vlees te word. Om ons sondes te kom dra, selfs toe ons u gespoeg en u geslaan en u gevloek het en u gespot het. Selfs in dit alles was u genade daar om ons te red. Vader Jahwe, wees u die een wat werklik in ons harte ook liefde gee vir mekaar. Vader Jahwe, vat die veroordeling, vat die selfregverdiging, vat baie keer ons eie wil net weg. Dat ons werklik vir mekaar sal leer bid. Dat ons werklik sal leer om vir mekaar in te tree. Dat ons werklik sal leer wat is liefde. Tot verheerliking van u naam. Dankie dat ons dit mag vra. In die kosbare naam van ons Verlosser. Amen. Geliefdes, terwyl ons so staan, kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. Ek wil gou so na aanleiding van die boodskap wil ek vir elkeen van ons sê, ons leef en ons ken dit in 'n geweldige selfsugtige wêreld. En of ons dit nou wil weet of nie, daai selfsug is ook in jou en my. En ons moet regtig voor Vader Jahwe vra, want dit is so maklik. En ek wil nie gaan begin daar ver op die horison nie. Begin in jou eie huisgesin. Begin in jou eie liggaam, in jou eie gemeente, in jou eie gemeenskap, in jou eie omgewing. Maar wees sensitief. Daar's so 'n mooi getuienis oor die eeue van hulle wat alles opgeoffer het, wat daai voorbeeld van Lukas 10 gevolg het. En dis jou en my roeping. En ek wil weer sê, vanmôre se boodskap is nie die einde daarvan nie. Dit is eintlik net om elkeen van ons 'n bietjie te laat dink en te besin. Wanneer daar môre iets gebeur, wat jou optrede? Wanneer iemand sterf môre, wat jou optrede teenoor daai familie? As iemand siek word, wat is jou ingesteldheid daar? Ons leef so geïsoleerd, so net met onsself. Laat ons regtig daai liefdesopdrag nakom.